Ons is besig om ons beleggingsprofiel op te bou. Ons is besig om ons landery te bewerk en in te saai. En vandag kyk ons nog na 3 beleggingstipes wat jou portefeulje gaan laat groei. So ons het hulle eentjie gekom. Ons het gesê jou inkomste is jou enigste manier hoe jy rykdom kan bou. Hoe jy jou finansiële posisie kan verander. En al hoe ons dit kan doen is om marge te kry, sodat jou inkomste en jou uitgawes se verhouding so is, sodat jy ekstra fondse kan hê. Hierdie ekstra fondse bou ons dan nou in 'n portefeulje wat passiewe inkomste vir jou kan genereer. In die vorige episode het ons nou al gepraat van pensioenfonds, anniteite en grond, basiese beleggings wat 'n mens kan gebruik. En hierdie ene gaan ons 'n bietjie verder. In hierdie episode kyk ons aandele, ons kyk ETF's, mandjies van aandele en dan kyk ons ook effekte. En ons kyk na elkeen se voordeel en se nadele en hoe ons dit kan gebruik om die beste uit ons portefeuilles uit te kry. Wat sê die woord? In vandag se woord gebruik ek nog steeds dit wat ons laas week gesê het. Ek hou daarvan. Waar dit in Prediker 11 sê, gee 'n deel aan 7, ja ook aan 8, want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. Ons is nog steeds besig om verskillende opsies te gaan kyk, sodat ons nie al ons fondse net in een beleggingstipe insit nie, maar dat ons na verskillendes kan kyk, sodat ons baie maniere het waarop inkomste kan inkom, en as daar risiko's is, laat ons nie risiko op ons volle portefeulje het nie. Ek het dan ook 'n ander gedeelte gekry in Spreuke 24, wat ek vir julle gaan lees, vers 27. Maak jou werk buitekant reg en bring dit vir jou op die land in orde. Daarna moet jy dan jou huis bou. So dit is so mooi in 'n stukkie wat ons gesê het in die begin van ons beleggingsstrategie, dat ons kyk op 'n landery en ons gaan begin saai in die landery, want ons soek 'n langtermyn, soek ons 'n oes. Is dit nie mooi wat dit sê, maak jou werk buitekant reg. Bring jou land in orde. Is dit nie so mooi as ons Spreuke sommer praat oor ons beleggingsportefeulje nie. En hy sê daarna moet jy dan jou huis begin bou. Hy sê as alles in orde is, as alles reg is buite, as jy reg is, dan begin bou ons. So ons kyk na hierdie verskillende tipe beleggingsopsies vandag, en dan hoe gaan ons dit gebruik om daai belegging te bou, om daai saad en daai grond in te kry tot voordeel van jou en vir 'n toekomstige oes. So die eerste een waarna ons kyk is aandele. Aandele is 'n gedeelte van 'n maatskappy wat jy kan koop en hy het gewoonlik 'n aandeleprys. So sê die maatskappy se aandeleprys is R10 per aandeel, dan as jy R100 in hom belê, dan gaan jy 10 aandele kry. Hierdie aandele kan ook dan vir jou dividende in die toekoms inbring. Die voordele om in aandele te belê, die potensiaal is baie hoë groei. En jy kan aandeel-dividende kry. As 'n passiewe inkomste gedeelte wat inkom as die maatskappy waarin jy belê het goed gedoen het, en dan die negatiewe goed, pryse gaan skielik wissel, pryse gaan op, pryse gaan af, dit kan hoë springe gaan, en jy moet ook navorsing doen om seker te maak dat jy jou geld in die regte maatskappy belê en dat hy vir jou inkomste sal genereer, want daar's ook maatskappye wat toemaak, as maatskappye wat bankrot speel, as maatskappye wat slegte beleggingsbesluite maak, en dan val hulle aandeleprys, en dan gaan jou waarde wat jy in hulle belê ook dan val. Die maklikste waar jy gaan belê, wat ek al ondervind het, is Easy Equities, en ek gebruik sommer hulle dan as 'n voorbeeld. Op Easy Equity se webblad het ek sommer gaan kyk op Suid-Afrikaanse top 40 aandele wat jy kan koop, en jy sal sien, daar's Absa en Nedbank, daar's Sasol, daar's Standard Bank en Capitec. Volgende bladsy kry jy vir Old Mutual, vir Naspers, vir Sanlam, baie van die groot maatskappye wat jy geleentheid het om in Suid-Afrika te belê. So as jy individuele aandele gaan koop, dan koop jy dan in een van hierdie top maatskappye 'n stuk van hulle besigheid, en dit bring dan vir jou waarde. Die probleem van dit is, jy weet nie wat se ene gaan goed doen en wat se ene nie. En as jy soos ek is, het jy ook nie ure en elke dag tyd om te gaan navors, waarmee is hulle besig nie, wat gebeur met hulle bestuur, visiespanne wat hulle lei, wat is hulle toekomsdrome. Ons het nie al daai inligting nie, waar jy in die posisie van 'n ETF het, waar al hierdie verskillende groot maatskappye in een mandjie is, en jy koop een produk, maar jy is gekoppel in hulle
Die tweede een waarna ons aan kyk is ETF's, Exchange Traded Funds. Ek het probeer soek vir Afrikaanse woord, as jy dalk ene het, stuur vir my 'n boodskap of maak dit in 'n comment. Maar ETF's, wat doen hulle? So dis 'n mandjie van verskillende aandele wat saamgegooi word. So hier gaan ons 'n paar maatskappye kry wat in een mandjie kom en jy kan dan die mandjie koop. Die voordele daarvan is dit diversifiseer alles in een belegging. So jy kan klomp verskillende van die topmaatskappye in een mandjie hê. Dit laaf fooie en dis maklik verhandelbaar. Negatief daaraan, dis maar minder beheer oor jou individuele bates. Maar as jy individuele stok gaan koop, individuele aandele gaan koop, is dit baie riskant. Jy kan 'n maatskappy kry wat baie vinnig val en dan sal jou waarde ook saam met dit val. So die risiko op aparte aandele, op individuele aandele is baie hoër as wat jy net 'n mandjie van dit koop. Dis hoekom ek so baie van ETF's hou. En onthou, ek is nie 'n finansiële adviseur nie. Ek praat sommer net oor my persoonlike ondervinding, soos wat ek ook al met beleggings geleer het. So op Easy Equities kan jy gaan kyk en jy kan hulle groepeer en dan kan jy gaan soek wat is goeie ETF's in Suid-Afrika of oorsee. En dan kan jy ook navorsing gaan doen. Ek het 'n voorbeeld hier vir ons, is 'n Sadrax 40 en dan gaan jy kan navorsing vir hoekom hulle sê dis 'n goeie produk en dan ook hoe dit opgedeel is. So jy sal sien 22% van hom is banke, 18.9% is tegnologie. Hulle is dan ook in die pharmaceutical gedeelte, daar's versekering gedeelte, telefoon en kommunikasie. So jy sit in 'n posisie waar jy 'n mandjie aandeel kan hê wat versprei is oor die hele ekonomie in verskillende sektore met baie sterk maatskappye wat dan bydra tot daai persentasie. Die laaste een waarna ons vandag kyk is effekte. En wat maak 'n mens daarvan? Hulle praat altyd van bonds. En hierdie groot beleggers praat altyd van ja, dit is belangrik om 'n gedeelte van jou portefeulje in effekte te sit. En dit is waar jy geld leen aan die regering of ook groot maatskappye en dan hulle gee vir jou 'n vasgestelde rentekoers terug op daai effekte. Wat is die voordele daarvan? Dit bring meer stabiele inkomste, dis minder risiko as aandele, maar die nadele is ook 'n baie lae opbrengste en dit kan ook onder inflasie presteer. So ook op Easy Equities kan jy gaan soek vir bonds vir effekte en dan wys hulle vir jou verskillende opsies en daar is dan op 'n 10.5%, op 'n 8%, 8.875 en jy kry hierdie verskillende effekte waar jy dan ook 'n gedeelte van jou portefeulje kan insit. Hoekom gebruik hulle effekte? Nick McGiley het 'n baie goeie boek geskryf waarvan ek vreeslik hou en dit sê net just keep buying. En in hierdie boek sê hy dat die kanse dat jy met individuele aandele geld gaan maak is baie kleiner as wat jy net in ETF's gaan spandeer. Jou risiko is kort en daar's 'n konstante groei op ETF's. So dis beter om liewerster meeste van jou portefeulje in hierdie bondels aandele in te koop, hierdie mandjies wat hulle bou en is gewoonlik baie goed nagevors, dis sterk en as iets swak is in 'n dag gooi hulle dit uit en hulle sit iets sterker vir 'n ander maatskappy in of 'n ander industrie. In hierdie boek adviseer hy ook dat jy jou portefeulje se risiko moet split sê maar teen 'n 60-40% of 'n 70-30% waar jy dan sê 70% in hierdie mandjies investeer en 30% hou jy op effekte, 'n baie lae koersrente wat jy dan op 'n 10.5% of op 'n 8% sit. En hoekom sal 'n mens dit doen? Het jy al gehoor dat party beleggers opgewonde raak as die mark val en ons as gewone beleggers raak senuweeagtig as ons sien ons portefeuilles raak al hoe minder en al hoe minder. Hoe kan hierdie ander ouens dan opgewonde raak as die mark val? Want dit is juist hoe hulle hierdie split gebruik, hierdie opbreek, want hulle het altyd 30 of 40% van hulle portefeulje geld het hulle in hierdie effekte pas. Wat rente kry, dit is nie so hoog soos individuele aandele of die ETF's nie, maar dit is nog steeds beskikbaar. So die oomblik, as daar 'n val is, haal hulle hierdie geld uit die effekte uit en dan koop hulle vir baie goedkoper, koop hulle dan
hierdie ETF's of individuele stocks. So as daar geleentheid is, dan het hulle altyd spaargeld, hulle het altyd ekstra fondse om baie laag in te koop. Baie onlangs het ons so val in die aandelebeurs gehad. Net omtrent so 'n paar weke terug, die effek wat dit gehad het op die SADRX 40, soos julle kan sien, het die prys geval wat dit Desember 2024 omtrent gekos het. Op 'n jaar kan jy aansienlike hou kry, maar kyk hoe vinnig het dit geherstel, en dis wat ek vir julle wil wys. 'n Vinnige herstel. So jy het die geleentheid daar gehad om op die aandeleprys baie waarde te spaar. As ons gaan kyk na 'n groter effek, ons almal onthou vir COVID, waar die wêreld net loop stil staan. So 2022, wat het toe gebeur? Kyk vir SADRX 40 se ETF het op R2240 geval, waar hy tans op R85 staan. So as jy in 'n posisie was waar jy ook jou portefeulje opgedeel het, dat jy 30 of 40% van jou fondse in reserve gehad het, en 2022 het gebeur, dan het jy die geleentheid gehad om baie goedkoop hierdie aandele te koop en in jou portefeulje te sit, en dit sou nou al dubbel die waarde vir jou bygebring het in net 'n paar jaar. Op 20 Maart 2020 het die SADRX 40 se aandeleprys was R36.51. En as jy 'n 30 of 'n 40% gehad het in die effekte wat jy dadelik kon ingetrek het, hierdie geleentheid gesien het en gekoop het, net 'n jaar later op 18 Maart 2021 kon jy dit verkoop het vir R61.73, wat jou 'n 69% groei op jou belegging dadelik sou gegee het in 'n jaar, en dit is massief. En as jy weer van 18 Maart kyk 'n jaar aan, so op 21 Maart 2022 het hy geskuif van R61.73 na R69.04, waar jy net 'n 11% groei, 11.8% groei gehad het, 'n 12% wat ETF's gewoonlik jaar op jaar vir jou gee, maar die vorige jaar kon jou belegging amper 70% gegroei het. Kan julle verstaan dat sekere beleggers love it as die mark val. As hy tank, dan is hulle opgewonde, want hulle weet, hulle gaan nou 'n bargain koop. Hulle gaan nou die geleentheid kry om baie laag aan te koop, wat hulle portefeulje 'n massive hoopstoot kan kry. En so kan jy ook jou portefeulje slim hanteer en hierdie geleenthede raak sien en op het spring. Ek belê dan self ook in die buitelandse mark, so kom ons kyk wat sou gebeur het met die SP500. So op 19 Maart 2020 was dit $220 gewees wat die prys was. Net 'n dag voor dit, 18 Februarie, het hy gehardloop op $309. Soos julle kan sien met die mark van dit, amper $90 wat hy geval het. As jy baie aandele gehad het in hierdie ETF, jy baie waarde verloor en jy sou benoud gewees het. Maar Warren Buffett, een van die beste beleggers, seker ter wêreld en wat baie bekend is, hulle het eendag vir hom gevra toe sy portefeulje so met miljoene dollars geval het. Toe vra hulle vir hom, hoe voel jy? Is jy nie benoud nie? En toe lag hy net en toe sê hy het nog nie geld verloor nie, want hy het nog niks verkoop nie. En dit is 'n baie belangrike opmerking wat hy gemaak het. Want as jy jou aandele hou, die hoeveelheid wat jy het, en jy verkoop dit nie, kan jy nie 'n verlies maak. En dis net as jy benoud en bang raak, omdat jou prys laag gegaan het, en jy verkoop, dan verloor jy waarde. As jy hom hou, dan sal hy weer eventueel groei. Die markte het hulle altyd self bewys, om tussen 6 na 36 maande toe, dan herstel hulle weer tot hulle laaste hoog toe. So as jy dan daai geleentheid, toe die mark geval het in 2020, as jy dit gebruik het om nog van daai aandele op $220 te koop, dan sou jy gesien het, net op 5 Augustus dieselfde jaar, was die prys klaar weer terug op $305. En dan huidiglik staan hy op $518 per aandeel. So as jy gewag het vir die geleentheid, jou in die posisie gesit het vir die geleentheid, en op $220 gekoop het, en hom gewag het dat hy tot vandag $518 per aandeel was, sou jou belegging gegroei het met 135%. Weer eens 'n lekker geleentheid, en nou verstaan ons hoekom al die groot beleggers opgewonde raak as die mark val
En die media en die gewone man sit met sy hande in sy hare en hy sê, ag nee, ek het waarde verloor. So jy moet nooit na die aandeleprys kyk, jy moet kyk na die hoeveelheid aandele wat jy in jou portefeulje kan insit. Die hoeveelheid aandele is baie meer belangriker as wat ons moet nou sien, die mark gaan altyd weer terug. Hy kom weer terug. So moenie bekommerd wees nie. As die aandeleprys laag is, kyk of jy nie meer van daai aandele kan koop nie, sodat as die mark weer herstel, het jy 'n massive groei op jou belegging. Hier is die uitdaging vir die week. In die week daag ek jou net uit om 'n bietjie te gaan navorsing doen op aandele en ETF's en gaan kyk net as daar 'n maandjie is waarin jy sou belê, wat se ene sou dit gewees het. Lees 'n bietjie na en kyk na jou opsies. En miskien moet jy hierdie video net weer kyk om hierdie 3 net meer te verduidelik en clarity te kry oor dit. Dit sal jou ook al baie help. So beleggings is nie net vir kundiges nie, dis vir elkeen. As ons net bereid is om 'n bietjie navorsing te doen en om te oefen en te ontwikkel en onsself te bemeester, dan kan ons ook geleenthede in die markte optel. Jy kan gerus kontak met my maak, stuur vir my 'n boodskap as jy wil hê ek moet jou wys, net om in die gang te kom en op hierdie websites te kom, dat jy ook net kan kyk wat aangaan. Ek sal jou met graagte help. Baie dankie dat jy deel was van hierdie sessie. Ek hoop jy het iets geleer en ek vertrou dat ek ook kan imparteer om opsies vir jou op te maak, om jou beleggingsportefeulje of in die gang te sit of na 'n hoër vlak toe te gaan, waar jy ook geleenthede kan raaksien. Ek wil net vir ons afsluit. Dankie Here Jesus vir die goedheid en die guns, Here. Dankie dat U die koning van die konings is, Here. Dankie dat ons kinders van U genoem kan word. Dankie Here dat U ook wysheid en insig vir ons gee, sodat ons goeie rentmeesters vir U kan wees. Vader, seën elkeen wat deel was van die sessie in Jesus naam. Amen. Toe, 'n ton seën vir jou en sterkte met die bou van jou portefeulje. Ons is besig om ons beleggingsportefeulje te bou en vandag kyk ons na nog 3 blou boublokke. Kyk na boublokke. So ons het al redelik grond gewen. Ons het gepraat in die eerste episode hoe om marge te kry, hoe om uit jou inkomste wat jou enigste boublok is tot finansiële